kom gou. Julle was nou nie by die Bybelstudie gewees nie. Maar by die Bybelstudie vraagskip vir my sal ek asseblief vandag die woord bring. En ek sê toe ja, ek sal by die Here sal vir my regte woord gee. En dadelik vat ek die boek en ek skryf toe nou hierso in die boek. Nou ja, die syfer wat ek hierso ingeskryf het. Ek sê altyd vir mense, ek nou nie 'n vreeslike wisele mensie, maar vir een of ander rede het ek die syfer onthou. Die getal het ek onthou. En ek skryf dit toe dadelik hierso en ek begin nou so goed in te skryf. En na die Bybelstudie, toe roep ek vir skip een kant toe sê ek kom glo dit of nie. Kyk hierso wat het ek geskryf hierso. So Christus sal nie weet nie. Maar Christus het 'n baie groot, kan ek sê, invloed. Jy het dit vir my bevestig. Dit wat ek hier geskryf het, wat die Here wou gehad ek moet praat, het Christus vir my bevestig. Hy weet dit nie eens nie. Maar daai aand het hy vir my bevestig. En skip het na die tyd en hy het vir my ook bevestig van wat ek moet deel, wat ek oor moet praat. Moet net kyk, gaan ek regkom sonder die bril? Weet jy of ek regkom sonder hom nie, maar kom ons probeer. Maar ja, so dit is Christus het dit eers bevestig en toe het pastoor Skip het hy dit ook bevestig. Toe hy gekom het na die skryf jy die Bybel wat gaan oor verwysings en al daai. Nou die syfer wat ek onthou het is 43.779. En ek gaan nou vir julle sê, so kom ek sê, hoekom ek dadelik die getal onthou het, weet ek nie, maar ek kyk, die Here weet, maar ek het dadelik die getal neergeskryf. Nou, die hele woord vandag gaan oor hierdie, gaan oor die Bybel. Gaan oor hierdie Bybel as die woord van God. Gaan oor hierdie Bybel as ons werkboek hier op aarde. Dis ook Christus, dis waar jy inkom, van die ding van, dis ons werkboek. Dis ons woord van die Here af. Ons besef nie altyd nie. Ek dink dat as ek moet eerlik wees, dat seker, wat sal ons sê? Ek dink die grootste deel van die manier wat die Here met ons as mens praat, is deur sy woord. Ek dink dis die primêre manier van die Here. Baie keer praat hy met iemand, baie keer sê hy vir jou iets te doen, maar ek dink die primêre manier wat hy met die mens praat is deur sy woord. So ons moet hierdie woord moet ons bestudeer. Ons moet regtig meer tyd in God se woord spandeer. Nou, ek skryf altyd vir baie dinge neer. En as ek begin gesels met die mense, dan is daar so baie na die tyd wat ek gelees wat ek sien wat ek nooit, dinge wat ek nie neerskryf wat ek oor praat, en dinge wat ek neerskryf wat ek nooit oor praat nie. So ek het met die Here gedeel van gesê ek wil asseblief vandag kyk of ek by kan bly by want die Here het so baie dinge wat hy met my gedeel, so baie dinge wat ek hier neergeskryf het, nee. So in Engels het hulle daai, ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het, in Engels sê hulle altyd die Bible staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. So hierdie wat ek sê is 'n werkboek, is om ons reg te hou op die regte pad. Dis ons riglyn waarvolgens ons moet lewe, dis die Bybel. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So kom ek wil net so vinnig so iets deel met julle oor die Bybel. Dat die mense sê baie vinnig, sê hulle vir jou maar, die Bybel is deur mense geskryf. Wat seker so is deur mense geskryf. Maar niemand sê vir jou dit is geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Want daai wat ek net nou vir julle gesê het, is, en ek gaan sukkel sonder my bron. Daar is, ek net vir julle verkeerd gesê, sien, wat ek sê, daai altyd ek die getal onthou, net ek vir julle verkeerd gesê, is 63.779 cross-references, heen en weer verwysings van die Bybel. Tussen die verskillende boeke van die Bybel,
tussen verskillende verse, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, is daar amper 64.000 references. Maar daar so is in die Bybel. So jy gaan en jy begin kyk na die vers, jy sê jy relate na daai vers toe. Jy begin kyk, okay, hierdie vers relate weer na daai vers toe. Begin dit so te kyk. Is daar meer as 63.000 sulke references. Nou glo vir my nie, as dit een ou was wat die Bybel geskryf het. Weet jy hoe verskriklik baie opslaanwerk en studeerwerk en alles sou daai ou moes ingesit het. Dis amper onmoontlik. Dis amper onmoontlik vir hom om meer as 63.000 sulke references te kon gemaak. So vir een mens is dit amper onmoontlik. Die groot ding is, die Bybel is deur 40, ten minste 40 verskillende mense geskryf. Nie net een mens. So ten minste 40 verskillende mense geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. So die mense het mekaar nie eens geken nie. Die Bybel is in 3 verskillende kontinente geskryf. Die Bybel is in 3 verskillende tale geskryf. En almal, maar almal het een ding in gedagte. Jy kan gaan kyk in die Bybel, reg deur die Bybel. Jesus kom in elke boek in die Bybel voor. So Jesus is oral in die Bybel. So al daai oor 1500 jaar en 40 verskillende mense in verskillende lande wat hulle geskryf het almal die primêre doel in die Bybel, en dis Jesus Christus. Besef julle dat wat ek vir julle sê, as een mens is dit onmoontlik. As 40 verskillende mense oor soveel jare wat mekaar nooit eens geken het en dieselfde boodskap skryf, dan sê hulle nee, die Bybel het deur 'n mens geskryf. Nee, dis onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Nee, daar's nie 'n manier dat dit net deur 'n mens geskryf word. Die Bybel is die bekendste boek in die wêreld. Die Bybel is in baie lande die mees gehaatste boek in die wêreld. Daar's baie lande wat jy, as hulle jou vang met 'n Bybel, sal hulle vir jou doodmaak. Hulle sal jou in 'n tronk sit. Jy word vervolg vir die Bybel. Ek het jare terug het ek 'n ding gelees van mense wat ondergrondse kerk gehou het. En toe het hulle op daai stadium, ek kan nie eens onthou hoeveel 100 mense by mekaar gekom het, dat hulle kerk hou. En dan een bladsy uit die boek van Rut uitgehaal. 'n Bladsy wat geskeur is uit die Bybel, net daai kant en daai kant. En hulle het kerk. Hulle het kerk gehou elke week met een bladsy. Het ek 'n ding gelees van en dis ook jare terug van 2 evangeliste wat Bybels ingesmokkel het. En die land waar hulle was, het hulle geweet, as hulle vang daarmee, sal hulle doodstraf kry. En hulle kom toe nou weer, dan kom hulle terug, gaan hulle terug na hulle land toe, kry weer Bybels by mekaar, alles, kry geld by mekaar, dan gaan hulle weer en gaan versprei die Bybels as die mense. En die een keer toe hulle in die land inkom, toe hulle daar ingaan, kom daar 'n man na hulle toe gestap. En hy kom na hulle toe, hy sê vir hulle, hy kom al sy Bybel. En hulle skrik. Hulle dog dadelik maar, ja, wie het jou nou gestuur? Hoe weet hulle daarvan? Dat iemand iets gepraat het, hulle het uitgelek, hoe weet hulle dat? Daar was Bybels, en nou vra vir die man van, nou wie sê vir ons het Bybels? Toe sê die, nou ek kan nie presies die jaar onthou nie, toe sê die ou, was 7 of 8 jaar terug, het ek gebid, en vir die Here gesê, ek het 'n Bybel nodig. En 7 of 8 jaar terug, het die Here vir my gesê, wees vandag, hierdie dag, daardie tyd, op daai plek, dan sal iemand wees om vir jou Bybel te gee. So waar is ons geloof? As daai ou soveel jaar gewag het vir die presiese datum, die tyd om soontoe te gaan om daai Bybel te gaan haal, waar is ons geloof dan? Ja, dit is wat ons sê, as jy gaan kyk in die Bybel, groot of nie, die ander ding van die Bybel, is die boek wat die meeste gesteel word op die wêreld. Is die Bybel. Die
boek wat die meeste gesteel word in die wêreld. Maar ons hier in Suid-Afrika sit en ons is nog vry, ons kan die Bybel lees, ons kan dit op straat doen, ek kan dit hierso staan en doen, ons kan die Bybel lees enige plek. En ons doen dit nie. Ons kan amper sê, ons is lui om die Bybel te lees. Dus, ek moet dan seker wys dat die oomblik as jy besluit om die Bybel te lees, en die vyand baie verskonings wat in jou kop sit om nie die Bybel te lees, baie dinge wat hy gebruik sodat jy nie die Bybel lees nie, maar ons kan dit vrylik doen en ons doen dit nie. Die lande wat vervolg en wat ek glo daar seker mense reg oor hierdie wêreld nie, wat smag daarna om 'n Bybel te hê, wat smag daarna om die Bybel te kan lees wat ons dit doen, en ons kan dit doen, maar ons doen dit nie. So, ek staan en dink van die vrou wat gesê sy besluit om vroegoggend, ons opstaan die Bybel te lees, sy sê elke oggend, sy sal op in die oggend, want sy het toe nou besluit om die Bybel te lees, sy sê, toe sy begin om die Bybel te lees, kon sy nie slaap raak. Sy het nooit in die slaap raak, maar nou wil sy in die slaap raak elke oggend. Sy sê, maar sy dit ook oorkom. Sy het begin om op die bad se rand te staan en lees sy die Bybel. Dus sy wil sy nou nie meer in die slaap raak. So dit is die manier om te doen. Weet, ek dink dat wanneer ons is in 'n nuwe jaar, is 'n nuwe jaar, ons sê altyd, die mense het altyd, Skip het ook daaroor gepraat, wat hy sê, van die New Year Resolution, resolution, van ons het nuwe jaar voorneme, nee, ons, ek dink die beste ding wat ons seker kan doen, is ons nuwe jaar voorneme te maak om die Bybel te bestudeer, die Bybel te lees. Glo vir my, ek en sy was nou die dag weer, daar by ook al gewees met die Dimensia gedaan in Parys. En jare terug het ons al agtergekom met kinders. Die beste ding vir kinders is routine. Nou met daai mense, sy sal vir jou ook sê, die beste ding vir daai mense met Dimensia is om hulle in routine te hou. Dis die beste ding, dit is hoe hulle help om dinge te onthou, wat hulle hou dit in routine. So ek dink vir ons ook gaan dit die beste ding ooit wees om begin met 'n routine. Begin om te sê, van daai tyd tot daai tyd wil ek die Bybel lees, van daai tyd tot daai tyd wil ek dit doen. So, daar kan ons ook begin om dit op plek te sit, want soos ons sê, dis hoe die Here met jou praat, dit is hoe die Here met jou praat. Jy kan aantekeninge maak, gelukkig, Christus sê, hy is van Bok geërf, so, jy hoef nie te worry om aantekeninge te maak. Hierdie is jou werksboek. Dit is jou boek. Dit is jou ding. As die Here met jou praat oor iets, skryf dit neer hierso. As die Here vir jou iets sê, merk dit in hierdie boek. Daar's soveel plekke in wat die Here vir jou met jou praat, wat jy merk in die boek hierso. Ek het die ene saamgebring, Skip het hom vir my reggemaak. Nee, dis 'n Bybel wat ek nou hierdie jaar, 2026, wat ek 40 jaar terug, toe ek in die weermag was, het my ma vir my die Bybel gegee. 1986 het hulle vir my die Bybel gegee. So 40 jaar terug, nee. As jy gaan kyk in hierdie boek van hoeveel aantekeninge en dinge ek gemaak het in hierdie boek. Daar's tye wat die Here met jou praat, dan maak jy aantekeninge. Dan kom jy later en dan lees jy dit en dan, ja, ek kan nie onthou dat die Here met my, maar dan bring dit vir jou weer terug en besef jy maar, dit was die boodskap van daai tyd gewees, nie boodskap wat ek nou het nie. Dis hoekom ons gesê ook op die Bybelstudie dat met die Bybel kan die Here vir elkeen van ons dieselfde vers gee. En hy gaan vir elkeen van ons 'n ander boodskap daai. Elkeen van ons het ons eie unieke ding wat ons daaruit leer. So gebruik die Bybel en dis daar, dis 'n versboek, dis daar om vir jou om te gebruik. Want eers wat die mense nie besef die is 'n lewendige woord. Dis 'n lewendige woord. Dis 'n woord wat met jou praat. Nou kom ons net gou hierso. Net vir julle sê, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Besef julle dat daai is Jesus wat hulle van praat. Wat die woord van God is. Kom ons gaan kyk gou. Ek wil net vir julle Openbaring 19 lees van 11 tot 13, né? Toe het ek die hemel geopen gesien
en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was daar baie krone, en hy het 'n naam, wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was gekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Weer 'n verwysing van Jesus. So, dat is hoekom ek altyd, as die mense vir my sê, maar leer my van Jesus, wys my van Jesus, daar's die woord. Daar's die woord, as jy wil leer van Jesus, as jy enigiets wil weet, gebruik hierdie woord. As 'n Engelse ding wat hulle sê van, read the Bible, it will scare the hell out of you. Nou ja, gebruik die Bybel, dis daar om gebruik te word. Dit is Jesus, dis God se woord wat hy vir die mens gee, as hy sê, as hy mens so bid, hy sê, Here leer my van jou, gee vir hom 'n Bybel. Ek het daar gepraat, wat ons sê, daar's soveel skatte, daar's soveel dinge in hierdie Bybel, daar's iets, van die, en ek het dit probeer omsê, maar een is wat die Here vir my gesê het, van, met die Bybel, wat ek moet sê, so vandag, nou, ek weet nie, vir wie dit iets gaan beteken, vir wie dit regtig, dalk vir almal van ons, maar wat die Here vir my bly sê, ek moet dit nie so inskryf, en ek moet dit sê vir die mense, en dit is sê dat, ons moet ophou, om onsself met ander Christene te probeer vergelyk. Vergelyk jouself met dit wat hierdie woord sê. En dis een wat ek wil afsluit, en dit is nie 'n baie lang boodskap nie, maar dis een wat ek wil afsluit mee, is dat, moenie jou vergelyk met ander mense. God het sy eie pad, wat hy met elke persoon loop. Elkeen van ons het ons eie pad om te loop. Elkeen van ons het 'n ander pad om te loop. Want hy vorige keer het gesê, die Here het trekperde gemaak, hy het reisiesperde gemaak. Jy kan nie 'n trekperd 'n reisisperd maak, jy kan nie 'n reisisperd 'n trekperd maak. Elkeen van ons het 'n ander doel, elkeen van ons het iets anders op hierdie aarde, wat ons moet vervul, die Here. So moenie jou vergelyk met enigiets anders. As jy jouself wil vergelyk met enigiets, vergelyk jouself met wat die woord van die Here sê. Kyk, kan ons nou saam bid asseblief. Papa, Vader, Here, dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg, Here, om die woord te kan hê om te lees, om die woord te kan lees sonder enige vervolg te ervaar daarvoor, Here. Wees met daar's soveel mense, soveel kinders van in hierdie wêreld, wat so graag die woord wil lees, wat so graag met u wil gesels oor die woord, Here, maar wat vervolg ervaar ter wille van u. Wees met daai mense, Here. Wees met elkeen van hulle. Versterk hulle deur u Gees, my koning. Maar maak in ons deur die Gees ook wakker om u woord. Here, gee ons daai onlesbare dors, Here, daai onversadigbare honger na u woord, Here. Dat ons u woord elke dag sal bestudeer, Here. Dat ons dit wat in die woord geskryf is, binne ons sal inneem, Here. Dat ons sal begin vrugte dra vir dit wat u woord vir ons sê, my koning. Dankie vir daai voorreg, my koning. Ons loof en prys u naam tot na die ewigheid. Amen.